Goeiemôre hier op die Sondagmôre. Son skyn hier in die Laagvelde, 26 grade Celsius en 60% humiditeit. Lekker sonskyndag, ek smil breed by Solar maak krag dat die bissies bewe en beroof Eskom. Dis wat ek van like. Dis like. Soos ek nou in die inleiding gesê het. Tussen tweedrag, gebaseer op nonsens. Baseer mense se lewens. Ek het 'n paar interaksies gehad die laaste paar dae wat my net laat wonder het, waar die fuck gaan ons heen? Wie weet. En dan het ons 'n probleem. En dit is dat daar is 'n sterk beweging aan die loop om hierdie Afrikaner ding te salvage, te ondersteun en te probeer laat kop bo water hou. Want die boer ding steek kop uit en is nou al nek en skouers wat uitstaan. En die Afrikaners is bang vir daai boer, want hulle weet in daai boer se are, die bloed wat daar loop, wat nie kak van kabouters nie. En so vandag se praatjie, sê ek nou vir julle, gaan 'n party ouens dan bliksem maak en die hop en 'n fok en actually. Nou, ek worry nie. Jy kan hop tot in jou moeren wat my betref. Feit van die saak bly, as ons nie bereid is om die waarheid in die oë te kyk en daarmee te deel nie, gaan ons nêrens kom nie. That's the story, that's the bottom line. En ek het dit al gesê, daar's 'n groot gedeelte in die voerplanke wat geneties en instinktief fucking bang is vir die boere. Want hulle weet, waartoe is 'n boer in staat. Hulle weet dit, maar hulle word so beskerm deur gemeenskapsreëls en wette en fok weet wat alles, dat hulle voel, hulle is onaantastbaar. Maar ja, voor ons verder gaan, kaptein sê strap up, sulke tyd boys, daar gaat ons hoor. Eers om nou oulike galerie. En sy het vandag 'n nuwe crew. Hulle is hier om net bietjie te kom kers opsteek by hoe gaan dit op Boerbeskuit se vlugte. Want jy sien wat doen ons hier wat hulle nie doen nie, want hulle fokker die areas waar hulle moet ry, daar sukkel die ouens. Paar van hulle moer neer, narrow shaves en sulke goed. Hulle wil weet wat gaan aan hier op die Boerbeskuit flights. So wees vriendelik met hulle man. Nou ja, nou doen dit ook agter die rug. Ek luister na 'n boer. Ek gaan nie nou die video speel nie. Wat praat oor daai kakspel daar by Nampo. Ja, is 'n kakspel. Daar's niks anders wat ek kan sê nie. Nou, ek gaan nou vanmôre hard praat met die manne. Boermanne. Eerste ding, boerman. Jy moet bietjie diep gaan kyk of jy werklik guts het. Of as jy maar net 'n papbroek wat saamstap. Ek en my vrou het nou so vinnige ronde gehad hier oor vroue predikante en so. Jy weet, ja, ek het dit nog nooit ontken nie, ek is 'n chauvinis, maar ek is ook 'n realist. En vrouens doen vandag dinge in ons samelewing wat hulle actually nie moet doen nie. Maar hoekom doen hulle dit? Want die fucking mans is 'n slap gat om dit self te doen. En om hulle claim af te steek en te sê, luister hierso, nou is jy in my tuin. Jy kan die blomme geniet, jy kan die groente geniet, jy kan al die vrugte geniet, maar jy's in my tuin. As jy kakbankie, het jy probleme oor. Nee, ons is bang om te sê. Wie van julle het die guts om te staan en luister na 'n ou wat 'n groep toespreek en hy begin kak kwyt raak haar. Wie die guts om net om te draai en weg te stap. Sê, van jou wil ek fokol weer weet. En dan kyk jy net wie is die bliksems wat hom staan en cheer. Met hulle wil jy ook fokol te doen hê. Niks. Jy wil niks met hulle te doen hê nie.
As jy 'n persoon was wat daar by Nampo staan het en vir daai fucking cupcake hande geklap het, moet jy weet, ek wil fokol met jou te doen hê, hoor. Ek soek jou nie naby my nie. Ek sal ook nie naby jou gaan nie. Nie omdat ek bang is vir jou nie, omdat ek fokol met jou te doen wil hê. Gaan dit beteken ek gaan 'n order verloor of ek gaan something verloor? Ek voel fokol vir dit, man. My waardigheid te behou is vir my meer werd as 'n fucking order wat jy vir my kan gee, hoor. Ek het ook 'n order van jou om hier op die kort termyn 1 maand se overhead se opdek. Maar my waardigheid moet my dra deur my hele lewe. Jy weet, waar is daai ding van 'n man se woord is sy eer? Hoeveel van julle kan met opregtheid sê, jou woord is jou eer? Jy weet, as ouens dan wel besigheid doen en dan kom hulle met hierdie fucking 33 dik bladsye fucking kontrakte. En kyk hy goed net so en dan sê ek nee, wat ek dink ek wil in hierdie party wees nie, cheers. Hoekom nie? Want daai kontrak gaan net uitgehaal word die dag as daar kak is. En 'n kontrak waarborg nie 'n suksesding nie, hoor. Dit is nou maar net so. Ek het kontrakte self opgetrek wat ons gedoen het en so, en dan het ek altyd 'n paragraaf onder ingesit. Dan sê ek daar, nie teenstaande enige interpretasie van bogenoemde, is dit die partye se intensie dat die volgende sal gebeur. En dan maak ek 'n kort opsomming van wat ons doelwitte is. Kink, jeslike. Lawyers het my gehaat vir dit, hoor. Want net na 'n paragraaf sny ek al sy fucking argumente af, keel af, hy kan nie eers praat nie. Hy wil gaan kak praat oor wat die konstruksie van hierdie fucking dokument is. Hierdie paragraaf sê, wat is ons intensies? Dis die bedoeling van die partye dat die volgende sal gebeur. Dan som ek dit op. En as ons almal dit geteken het, dan kan niemand meer sê, fok het, maar dit is nie, hierdie is nie wel dit nie. Dis die ding. Ek het so gelag. Toe ek my tweede lewe aan mekaar gesit het na daai fucking fiasco aan Noord-Natal en daai fight met die fucking Jode en die front politicians en ek alles verloor het wat ek gehad het. En ek wees nou weer voorbegin. My tweede lewe. Voorbegin. Scratch. Ek geopereer. En hier, dit was van 1994 het ek my tweede lewe weer begin aan mekaar sit. 89 tot 93 het ek gefight vir survival. Hoe gaan ek aan? En hier laat in 2000 en ek kan nou nie onthou mooi wanneer was dit nie. 2016 het ek 'n moeëse probleem met 'n ou wat in 'n organisasie werk waar ek is. En hy steel by my. Hy steel domeinname en sulke goed. En ek praat met die ouens wat die domeinregistrasies handel, hulle sê, hoor, ons het nou net 'n probleem, ons moet 'n lawyers letter hê wat hierdie goed sê. Ek sê, okay. Praat met 'n pel van my afgetrede regter, ek sê vir hom, wie moet ek gebruik? Hy sê, man, Witrifuur is 'n ou en hy gee my die ou se naam. Hy sê, die ou vat nie eintlik kak nie, hy is al afgetree basies. Vra hom om vir jou die brief te skryf. Hy sal mooi weet wat hier aangaan. Ek kontak die ou skryf die brief, saak word uitgesorteer en alles. Betaal hom sy fooie, die lot. Kom die einde van daai finansiële jaar. Kom die boekhouer by my. Hy sê my, yes, ek het nou 'n probleem. Ons het glad nie in jou groot boek is daar glad nie 'n rekening vir legal fees nie. Wat moet ek met hierdie legal fee doen? Ek sê, man, sit dit fucking deur 'n Sandries. In elk geval. Dis hoe ek my lewe aan mekaar gesit. Ek leef nie my fucking, yes, man, my oudste seun, goeie genade, elke fucking ding wat gedoen word, ek weer hoor aan sy fucking prokureur by betrokke. Sit ek so aan, kyk ek kak en dink ek mense, wie sien, dit is so met julle altyd met fucking triks en stunts besig is. Dis hoekom julle altyd fucking prokureurs wil hê. Waar is die dae van 'n man se woord is sy eer? Het ouens my al befok op daai ding? Ja, hulle het. Dan dink ek maar net, okay. Jou probleem is nie myne nie. En ek gaan aan. Maar mans is fucking bang om op te staan. Sê, wow, stop hierdie lorry. Hulle was bang. Mans is bang vir hulle vrouens, hulle is bang vir hulle kinders. Oh, kut. Jy sê 'n man nie, man. Ek het 'n tannie gehad. Sy is nou oorlede. Sy was 'n eister gewees. Haar man is dood. Toe sy 2 kinders wat sy moes grootmaak en sy het die plaas geran. So sy het geboer en 2 seuns grootgemaak. Sy het altyd gesê, daar is nie 'n ding soos 'n kwaai vrou nie. Daar's net 'n ding soos bang mans. Ek weet nie, toe ek nou klein was, so het ek nie altyd mooi verstaan wat sy bedoel het daarmee nie, maar toe ek groter begin word, toe begin ek besef, man, befok, maar dis wat sy bedoel. Is nie 'n ding soos kwaai vrouens nie. Daar's net 'n ding soos bang mans. Maar mans, fuck,
Hulle is dodgy hoor. Plaas dit hy die hoof van sy huis is. 'n Man vir sy vrou is soos wat God van hom verwag. En vir hom voorskryf. 'n Pa vir sy kinders wees. Nee, hy wil die fucking voorsanger wees daar in die kroeg se fucking dronkgat singery. Hy wil die voorsyper wees by die bliksem se braaivleisvure. Maar nou dink hy is fucking taaf. Omdat hy kan 10 brandewyn drink is hy fucking meneer. Meneer van wat? Hy's 'n sot, hy's nie eens 'n beheer van sy eie fucking hande en lippe nie, dan hy kan sal 'n beheer wees van iets. Hy's 'n beheer van fokol man, hy's nie 'n beheer van sy eie lewe nie. Jy weet, ek het al baie kere vir julle gesê van idle chatter. En idle chatter is die oorsaak van 'n moerse klomp probleme in jou lewe. 'n Moerse klomp probleme. Want jy participate in dit. Ek is eendag aand by 'n funksie wat iemand my genooi het en ek gaan maak nou baie reluctant en so. En daar's 'n ou wat my toe tackle oor 'n sekere punt. Jesus man, hy gaan af. Soos ek maar altyd sê, gaan te kere soos kakhuisdeure. En hy gaan af, maar met luid keel sal die hele skare met fucking luister. En hoe meer ouens nader kruip en luister, jy weet, hoe fucking meer uitbundig raak hy. Ek staan hom net so en kyk. En toe hy nou asem skep, basies klaar is, staan ek hom so en kyk, sê ek, okay, en ek draai om en ek loop. Agterna kom een van sy pelle by my. Hy sê vir my, yes, onkelui, dit was die fucking beste antwoord wat ek in my lewe gehoor het vir daai ou. Hy sê, jy het nou nie sy bakkies gesien toe jy wegstap nie. Hy sê, maar weet jy wat, en daai ou kyk, toe jy dit sê, toe kyk ek vir hom en ek sien sy gesig, toe besef ek, hierdie fokker, ek moet wegbly van hierdie ou af. Hy sê, dit was vir my klassiek. Jy staan hom net so en kyk, en jy sê vir hom, okay, en jy draai om en jy loop. Jy weet, ek het al vir julle te veel kere gesê, don't engage. Maar as ek sê, don't engage, moet jy verstaan. Jy moet daai ding van don't engage, moet jy doen, met insig. Waar gaan jou insig vandaan kom? Die Heilige Gees. Hy sal vir jou help, want een van die gawes van die Heilige Gees is die gees van onderskeiding. Moenie engage nie. Moenie engage nie. Nie daai ou verander nie. Jy kan dit nie doen nie. Maar die Bybel waarsku jou en sê, moenie die sot in sy sotheid antwoord nie. Maar jy vir jou gat in dit af. Wat weet die Bybel nou oor dit? Jy gaan nie laaste sê, en dan trek jy los. En dit is 'n moerse probleem in verhoudings van mans en vrouens. Jy moet verstaan, 'n vrou is 'n emosionele wese. Dis soos hy geskape is. Hulle is emosioneel. En hulle raak goed kwyt, wat hulle nie regtig bedoel nie. Hulle sê dit om jou te needle, om jou seer te maak, om jou te laat luister. Want hulle wil eintlik 10 ander goed vir jou sê, maar jy fucking luister nie. Dan sê hulle hierdie goed wat jou kan kerk tot in jou wese in. En die fuck weet, as jy engage, het jy verloor. Dan jy verloor. My heerlikheid, my poppie raak ook baie keer fucking skeef vir my hoor. Dan gaan sy af. En ek kan so en kyk. Sê ek, okay, dan loop ek. Want as ek engage, gooi ek petrol op die vuur. En dan ontaard daai ding. En dit val in daai realm van idle chatter. En die Bybel is duidelik, hy sê, refrain from idle chatter, because it leads to further ungodliness. So die idle chatter alleen is al klaar ungodly. Moenie daarin deel nie. As jou vrou jou so bykom, vra vir jouself dadelik die vraag af, wat die bliksem is hy actually die moer in voor? Wat het ek nou weer behaag gefokken aangevang of vergeet om te doen of wat? Maar dis nie dit wat sy hier sê nie hoor. Dit is soos vrouens is. En jy weet, as jy dit nie wil insien nie, gaan jy sukkel om 'n lang verhouding met jou vrou te hê. Ek en my vrou is amper 50 jaar getroud, man. Ek dink 49 jaar of so iets. Maar die feit van die saak bly, jy moet verstaan, jy's die man, my fok. Jy is die steunpilaar van daai hele gesin. Jy's die rots waarop daai gesin gebou word. Nee, fok boys. Maar die oomblik, as jou vrou sien, jy's nie op 'n rots nie, jy's op 'n fucking sandhoopie, dan raak sy angstig, want sy's bekommerd oor haar kinders se toekoms. En dan raak sy violent, man.
Want sy vrees die toekoms. Vir jou wat op jou fucking molshoopie staan. Sy 'n man se gat nie, nou moet sy, haar kinders se toekoms is in jou fucking in die hande. Nie hande nie, handjies. Fucking handjies. As jy op 'n molshoopie staan, is jy nie 'n fucking man nie, man, jy het nie hande nie, jy het handjies. Yes, like. Boys, julle verstaan nie hierdie ding reg nie. Julle moet baie mooi kyk na jou vrou se gedrag teenoor jou. En dan eers gaan vra jy vir jouself, wat die donder vang ek aan dat dit nou so bly skeef loop. Jy weet, my ouma het vir my gesê, sy het nie vir my nie, sy het die gesegde gehad. Sy het gesê, Uilspieël sê die hele wêreld haat hom. Ja, Uilspieël sê, die hele wêreld haat my, maar ek maak daarna. Wat beteken dit? Die mense tree op teenoor jou, so jou gedrag hulle maak optree. Yes, like boys. Vrouens, ek het vir julle al gesê, yes, like jy moet hy man van jou check hoor. Hy is nou miskien 6'2", net een bol musselbrein gebrand en sterk. Die bil van Attridgeville, ouma. Maar hy het 'n egoetjie. Die fucking dingetjie is so groot. En hy is van popstront gemaak, hoor. So as jy nou wil groot kak met jou man hê, touch sy ego. Yes, like as jy dit doen, dan raak hy, dan is hy fucking verwilderd hoor. Kyk, wanneer wil hy net fucking wegkom van hy kak af, want daai egoetjie skree soos 'n vark wat keel afgesny word. Wees versigtig vir dit. Neem daai ou se ego altyd in ag. Maar die mans, jy moet bliksems mooi verstaan. As jy die vrees vir die toekoms in jou vrou petrol gee, is jou kak geboek hoor. Jy gaan nie 'n liefdevolle en vreugdevolle huis hê nie. Want die ma is in 'n flat paniek oor die toekoms en jy gee haar geen fucking sekerheid en sekuriteit oor hy toekoms nie. So, julle moet donders mooi luister oor hier goed wat ek vir julle vanoggend sê. Ek is nie 'n groot weltertale sielkundige of whatever ding nie. Ek vertel julle van die practical goed. Ek vertel julle van die potholes. En julle beter luister vir dit. As jy sien wat het gebeur daar by Nampo. As jy 'n boer is wat vir my luister, moet jy verstaan. Ons boere is in die kak hoor. Die slagordes teen ons is, dan kom hy fucking professor Theo Venter. En hy maak 'n groot gesprek. Ek gaan nou ding doen wat ek nou nie eintlik maklik doen nie. Ek gaan vir julle 'n link gee na 'n video toe. Julle moet hierdie ding gaan luister. Ja, is 30 minute. Luister met ore wat wil hoor. En luister mooi die kak wat daai man fucking kwyt raak. Kak hoor. Luister mooi na wat hy sê. En dan vra jy vir jou self die vraag af. Is ek 'n man? En ek wil fokol van hom weet. Ek wil niks van hom hoor nie. Hy kan 'n professor wees met 49 fucking grade agter sy naam en 'n titel so lank jy kan dit nie op 'n kakhuispapierrol inkry nie. Ek voel niks vir dit nie. Bottom line is hy's 'n kakprater wat my betref. Hy verkondig Cyril se shit. Hy verkondig liberale shit. Hy verkondig paproek shit. So, hou julle self oop daarvoor en luister. Want op die einde van die dag moet julle verstaan, dis Afrikaners soos hy, fucking Afrikaners soos hy, wat al die spreekplatforms kry, en wat jou seentjies, se geeste buig. Sy kak word in die skole verkondig, sy kak word op universiteite verkondig. Julle moet mooi luister vir dit. Ek gaan 'n brutale fucking ding nou sê. Eerste ding is, as 'n man wil opstaan en praat, kyk na sy fisiese voorkoms. As hy ding so dik is, nee, dat hy sukkel om fucking asem te kry, dan wil jy fokol hoor wat hy te sê het. Fokol! Want hy kan nie eers die basic selfdissipline aan die dag lê om sy gat in shape te hou nie. Dan wil hy vir jou kom fucking sedepreke gee. Luister baie mooi wat ek nou sê, dit is 'n kraskrie ding. Daar's ouens wat nou weer gaan fucking somersaults maak oor dit. Kyk na daai man, physically. As hy out of shape is, so dik is dat hy nie eens kan fucking oordentlik uit 'n stoel uitkom nie. Wel, hy het al gesukkel, hy het homself in hy stoel ingeforseer. Luister ek, fuck all wat hy te sê het.
want hy kan nie eers die basics reg gekry het. En dis om sy fucking tande te beheer nie. Dan wil hy vir my kom vertel, hoe moet ek my lewe fucking inrig? Sy moer in 'n mandjie. Dis wat ek vir julle sê. Nee, wat boys. Dis tyd dat ons terugkom. En as boere, ja, boere, opstaan en sê, luister manne, kom ons kry die basics reg. Kom ons kry die basics reg. Vergeet al hierdie ander stories. Kom ons kry net die basics. En ek sê vir julle boere, daar's baie min van hierdie fucking Afrikaners wat in 'n basic environment kan survive. Hulle kan nie. Want hulle het al daai stront stories en fucking la se kak het hulle nodig om hulle self te verskans teen die rou waarheid. Want dis die ding wat hulle fucking vrees. Die waarheid. Wat is 'n groot waarheid? Jy, boer wat vir my luister, gaan staan voor die spieël en kyk na daai bliksem wat vir jou kyk. En dan wees jy eerlik in wat jy sien, wat vir jou kyk. Dan vra jy jouself, is jy trots op dit wat jy daar sien? Kan jy saamleef met dit wat jy daar sien? Kan jy met so daai persoon assosieer wat jy daar sien? Man, as jy vir jouself wil lieg, fok, gaan voort, lieg vir jouself. Ek het nie 'n saak aan nie. Wees eerlik. En baie min mense is bang om so eerlik te wees. Baie mense. Hulle is te bang om so eerlik te wees. Want wat gebeur as jy daai proses doen en jy kom tot die skokkende ontdekking, maar jy lyk nie daai fucking ou wat vir jou kyk nie. Want jy 'n probleem hoor. Wel, maar dis jou probleem. Jy moet gaan planne maak. En kry daai ou sodat jy hom kan like. En net jy kan dit doen. Niemand anders kan dit doen nie. Jy kan dit doen. Ek het al baie kere in my lewe vir mense gesê, as jou geluk en lewensvreugde afhang van wat ander mense doen of nie doen nie, sê of nie sê nie, is jy gefok, dan gaan jy nooit lewensvreugde hê nie. Jy gaan nooit lewensgeluk hê nie, want jy het dit in ander mense se handjies gesit. Dink oor dit. Jy kan baie maklik sê, my vrou is so en so en so en so. Dan vra ek vir die ou as hy dit vir my sê. Okay, ek hoor dit, ek ken daai soort. Wat is jy vir jou vrou? Wat doen jy? Laat sy daai en daai gedrag openbaar. Wat doen jy? Ja, dan het hulle altyd fucking baie stories hoor. Maar nou ja, dis soos dit is. Ons is nou so diep in die flight en fuck it. Kry koffie boys, is moerse lekker koffie en is allerhande soorte koffies hoor. En Sondagmôre, ek gaan nou nie happy wees as julle nou die girls praat om die koffie te spike nie hoor. In elk geval, dis wat ons eet vanoggend. Eers was om 2 mooi meisies daai. Want ons eet vanoggend. Lekker Mediterranean platter. Ja, daar's groen goedjies ook en so, maar dis lekker eetbare goed. Stuffed peppers en lyk my peppers is vol feta kaas of roomkaas of whatever. Baie lekker gherkins. Sien daar's paar jalapenos ook. Enigste ding op daai bord wat ek definitief 'n groot mis gee, is daai olywe. Ek en olywe, ek kom nie met dit reg nie. En dan, ja, go for it boys, dis lekker snacks. Ek sien wat gaan hier in die chat aan. Ja, ek praat net so, ek het skoon vergeet om die chat op te hou. Nou laat ek net sien. Jacob Kutsie sê, hy slapgat boere, landbouers van Nampo is maar net die kleinkinders en nasate van die ABO se joiners en verraaiers. Dit is in hulle gene om hulle medeboere te verraai. Blerrie gemors. Ek stem met jou saam, Jacob. Martin sê, hi, watching from Bondi Beach, Sydney. Boys, Cupcake is going to have his ass handed to him. Ek hoop jy's reg, Martin, ek hoop jy's reg. Ja, logies, daai stronthuisin is bad news hoor. Ek het vermoere. Ja, dis nou, ek praat nou uit die huis uit. My vrou was een van daai. Sy het na al my goed geluister hier voor die verkiesing en alles. Want sy het altyd vir die Vryheidsfront Plus gestem. En ons gaan aan die stemlokaal toe. Ek het haar moerse mooi verduidelik van Hope for SA en hoekom. En ek het dit gisterand vir julle gesê. Hoekom? En ek sê vir haar, jy moet nou verstaan, hier
Vir die National kan jy hoop vir SA stem. Maar local het ons nie, hulle is nie hier nie. So stem vir OHM. In elk geval, loop hy uit met die kar, ry terug. Ek sê toe, nou ek het maar vir die DA gestem, want hulle kry dan dinge gedoen en so. Ek sê my fok, any case, live with it. Môre toe sê ek net vir, ek hoop jy voel nou fokke lekker wat jy vir hy stronthuis gestem het hoor. Ja, nee, ek moet vir julle sê. Ja, kyk wat sê Gerard Kronje. Hierdie ding wat oom noem idle chatter is so gevaarlik as jy nie kan sin praat of antwoorde op 'n probleem kan bring. Jy bly dan eerder stil. Speech is silver, but silence is golden. 100% Gerard. Nee, ek is môre boys. Julle moet verstaan, ek is moerig hoor. Ewe Dorley. Ek ignore hy shit oor die solar op hierdie stadium. My fucking charge vir sonskyn, hulle moer man. Ja, Derek Stewart, hulle sal al die meganismes gebruik om ons op te fok. Dis wat hulle doen, hoor. Hy sê nou, jy kan nie jou huis verkoop as hulle nie bewys het. As die prokureur mag nie die oordrag doen as hy nie bewys het van die registrasie van jou PV nie. Ja, kyk wat sê Ian Nel. Met enige onderhandeling word die deal gewen eerstens op voorkoms. As 'n man nie na homself kan omsien nie, hoe die fuck wil hy omsien na die agreement? Ek stem. Ek is nie ou wat vreeslik gesteld is op dinge. Ek kyk physical. Ja. Nee, ek sien hier is al baie mense wat saamstem met my houding oor wat by Nampo gebeur het hoor. Nee. Daar gee Nisha vir julle 'n beskrywing van wat op daai Mediterranean platter is. Ja, en die Howard Life sê, jy's reg, ek verloor respek vir dik gatte, mans en vrouens. Dis ongesond en hoe gaan daai mense kan fight? My fuck hulle fight vir asem. En hier so 'n waansinnige bliksemsadvertensie wat hulle gewys het op kyk net van so 'n dik bus. Jesus, hy kan fucking nie eers asemhaal nie. Vertel sy gebruik nou hierdie fucking een of ander magic fucking pil. Nou voel sy beter in die oggend as sy wakker word. Dog ek so my fuck beter vir wat. Maar nou ja. Alright, ek het opgevang met die chat. Yes en nee boys. Ek moet vir julle regtig sê. Ons is die makers van ons eie kak man. Verstaan dit. En die boertribe, julle moet verstaan, ons koning is die skepper, maar jy moet deel wees van daai geestelike netwerk van hom. Jy moet. En as jy geesgevuld is, sal daar dinge in jou lewe wees, wat opvallend en oplet, vir mense wat oplet is. Jy weet, jou gedrag, die vrugte wat jy dra. Dis wat dit is. Geesgevulde ou is nie skoor so krag nie. 'n Geesgevulde ou raak jy betrokke by idle chatter nie. 'n Geesgevulde mens luister nie na kakpraters nie. Jy draai net om en jy stap weg. Want jy weet, hulle praat nonsens. Maar wie die guts om dit te doen? Jy is toch te bang. Dis wat die dinge verkeerd geraak het in my generasie. My generasie het die kerk in die pad byster geraak. En niemand was bereid om op te staan en vir hy dominee te sê, "Wow, stop, wat se kak praat jy nou?" Nee. Sit maar en luister, ewe gedwee, ewe eerbiedig. So buitekant kom wil hy sy bakkie se toubaar afbreek. Dit help nie. Hulle moes hulle daai tyd gestop het. Vandag sit ons hier. Die georganiseerde kerk het al hulle geloofwaardigheid verloor, wat my aanbetref. Ek praat nie namens julle of namens julle of namens iemand nie, wat my aanbetref. Hulle het al hulle geloofwaardigheid verloor. Die laaste strooi. Kyk, toe hulle kom in die apartheid was sonde kak, nee. Julle fokkers. So nou verdoem julle my voorsate na die hel toe. Fok julle. Maar die laaste shot, toe hulle hierdie peesterverwarring goed praat, toe sê ek, fok off. Fok off. En ek is 'n fundamentalist, ek het vir julle gesê. Ou het weer 'n helse vers geskryf op een van my video kommentaar gelewer oor die naam Yahweh en whatever. Ek weet nie wat se naam. Sê ek, luister, gaan lees Openbaring 19 vers 12. En dan kyk jy of jou hele storie hierbo nog sens maak vir jou. As dit nog sens maak vir jou, het jy 'n probleem, nie ek. So, ek raak nie betrokke by daai soort gesprekke nie. Want die basics staan daar. Openbaring 19 vers 12. So duidelik. Maar nee, hy is van hierdie goed wat dink hulle is so fucking clever soos jy kan glo, pa, en hulle kan vir jou fucking hoofstukke aanhaal en ritse verse aanhaal. Dan kyk ek hulle so en dink ek met myself, shit, jy is daarom
fucking verwyd verlore word. Hoekom pla dit my glad nie? Ek praat met die Skepper en that's it. En ek is tevrede. Gemoedsrus. Inner peace. Maar jy weet, iets van hierdie ouens, hulle dink mos hulle is fucking arrogant. Hulle verdoem jou sommer hel toe omdat jy nie die naam wil gebruik wat hulle gebruik nie. Ek luister ek so na hulle lag ek nie. Fuck jou ook. Almal wat in jou straat ook bly hoor. En ek sê weer, ja, ek is 'n fundamentalis. Dis vir party in sekere omstandighede is dit 'n moeilike ding. En in ander omstandighede maak dit my lewe so maklik. Want ek lees net daai een versie en sê ja, vrede daarmee. Net soos wat ek meen ek was 70 jaar oud toe 'n mentor vir my sê, "Klein, lees bietjie Genesis 1 vers 26, 27, 28." Want ek praat met hom en ek sê vir hom, "Jesus, ek vroeg met hierdie ding. Ek voel vol vir daai hakneuse. Hoekom hy budgies? Hoekom is dit? Ek kan geen aanklank by hulle vind nie. Niks." So hy het my lees hierdie. En ek lees dit net een keer. En ek sê, "My fok. Nou is ek happy. Nou verstaan ek. Great." Dis daai ding vir my af. Ek meen, hier's mense wat fucking waansinnig is. Hulle is fanaties om tog asseblief tog net een of ander fucking konkrete koppeling aan een van daai fucking tribes te kry. Why? Maar nou ja, dit is ook 'n storie wat ek al baie oor gepraat het. Ek laat my nie deur sulke goed. Ek sien en laat dit verbygaan. Van die feit van die saak bly, daar's baie, let wel, daar's baie min mense wat werklik inner peace het. Min. Hulle dink, as hulle eendag daar by die poort kom, ek kan ingaan as hulle 'n Bybelvasvraag gewen het. Sorry papa, die vrugte wat jy dra. Ek sien die connection neek, maar in elk geval. Vanoggend nie 'n baie lang flight, dit is 'n kort flight. Ek gaan niks oor nuus en sulke goed te praat nie. Ek sien uit na vanaand se gesprek en ons sal 'n bietjie die wêreldgebeure in oënskou neem. En ons sal obviously die spiritual ook aanraak. Dit lyk asof my liggaam die stryd teen hierdie griep begin wen. En ek voel fisies goed. Ek het gisteraand vir die eerste keer weer. Dis nou nie die eerste, dis die tweede keer vandat ek nou met die behandeling begin het, wat ek werklik 'n eetlus gehad het. En toe het ek net besluit, Jesus man, ek soek vanaand soek ek iets substansieel om te eet. En toe dit by etenstyd kom, toe sê ek vir my vrou, toe ek nou kos maak, toe sê ek, hoorie, laat ek net kyk waar of ek daai ding hier het. Ja, hier is hy. Laat ek dit net reg maak om vir julle te wys. Sê ek van, hoorie so, ek gaan vanaand vir ons, ek gaan chips maak. Dis 'n groot nou daai. Maar ek is nou so lus vir dit. Ek is nou lus vir iets substansie, want ek eet hoofsaaklik skaaprebbietjies en gekookte eiers en my koolslaai. En ek eet so 'n bietjie papaya en pineapple en avo. Maar ek is nou regtig vanaand is ek nou lus vir iets substantial en ek gaan nou maar die kans vat en gaan vir ons chips maak en ek gaan steak braai en so. En toe ek begin om die steak te braai, toe sê ek vir haar, nee jy, stoom vir ons daar net, stoom vir my net 'n aardappel. Dat ek maar daai chips ding los. Want dit is nou nie die moeite werd om hier op die, net in die short term satisfaction te hê nie. So het my bord kos gelyk gisteraand. En ek sê vir julle boys, dit is 4 keer meer as wat ek normaal weg eet. Daar kan jy sien, lekker steak, 70 dae verouderde ramptuil en gaar gemaak presies soos ek daarvan hou. En koolslaai gemaak en gekookte aardappel, gestoomde aardappel met botter en sout. Dit was so lekker geweest. Yes, like boys. Ek het daai ete so geniet, né? Maar nou ja, my vrou het haarself verstom. Sy kon nie glo ek eet so baie nie. So, dis waar ek is. En
Ek is nie bewus van 'n koppel wat kak het, maar hulle wil nie hoor nie. En die belangrikste is die man wil nie fokke luister nie. So, ek kan nie veel vir hulle doen nie. Ja, Myra Page, sy sê Moses 10 verse 9 sê, if it cause kak, then tramp into it. Ja, man. Nee, ek moet vir julle regtig sê, ek was nou nie vanoggend hier in hoe kan ek sê, influence people and make friends nie. Nee. Heel waarskynlik 'n paar vyande gemaak met wat ek hier kwyt geraak het vanoggend. Maar ek sê vir jou, boer, kry jou hand in die hand van God. Maak hy geestelike connection solid. Word deel van hy geestelike net. Dan is jy in die volk van God. En hy volk het 'n klomp tribes en dit so. Maar jy wat boer is, wat na my luister, kry dit in jou kop en maak vrede daarmee. Ons het nie nommers nie, hoor. Maar dan maak jy jou vrede lê in die feit. Gaan kyk deur die geskiedenis opgeteken in die Bybel, gaan kyk na die boer se geskiedenis. God se vegters het nog nooit in die geskiedenis op nommers staat gemaak nie. So, moenie worry oor hy nommers nie. Worry oor jou. Kry jou geestesconnection reg. Dan guide jy jou gesin in daardie. Dis jou plig. Jy wat na my luister, man, dis jou plig om dit te doen. Wees 'n man wat 'n vrou voor kan opkyk en respekteer. 'n Man by wie daai vrou veilig voel, kry dit reg. Baie van die jong manne wat so sukkel met hulle huwelike, hulle verstaan nie dat vrouens cope nie lekker met uncertainty en onsekerheid nie, hoor. Hulle cope nie met dit nie. Jy's die een wat vir hulle sekerheid moet gee. Nou is jy gesyp. Jy staan op 'n fucking molsoopie met jou bakhandjies en kakpraat. Syp saam jou pelle. Plaas dit jy op 'n rots staan en waarop jy jou gesin bou. Wat die wind, weer en die wind en die storms van die lewe kan vat. Nee, staan nie op hy fucking sandhoopie daar op die beach en kom maar net so ligte golfie in, so weg. Nog erger waar jou potjie staan aangespoel en nog sommer 'n gat in nog, hoor. Jy kan nie vir 'n vrou veilig laat voel lewe. Kry jouself ook reg. Soos ek al baie gesê het, ruk jouself nader aan jouself. Wees 'n man waarop sy kan trots wees. Wees 'n man by wie sy veilig voel. Wees 'n man wat vir jou kinders 'n toekoms gee. Yes, man. Ek sê nie vrouens en mans gaan altyd saamstem oor goed en sulke dinge nie. Dit is nie so nie, man. Julle is twee verskillende mense. Maar leer wanneer om nie te engage nie. Want jy's like 'n vrou wat onseker geraak het of wat kwaad geraak het vir iets wat gebeur het, nee. Ook het hulle kan onredelik wees, hoor. En hulle gaan af. Wow. Luister wat sy sê, dink oor wat sy sê, moet net nie fucking engage nie. Wat is jy engage? Dan sê die Satan, lekker en smile. Lekker, hy smile breed. Hy voel fokol vir enigiets anders. Net die onmin is klaar genoeg vir hom. Want in daai onmin omgewing, daar is nie plek vir die Heilige Gees nie. Ek dink baie keer die Heilige Gees wil nie daar wees nie, man. So, werk daaraan om jou omgewing Heilige Gees vriendelik te maak. Daar is dit. Maak jou, ja, ons sien ons altyd, hulle sê hierdie goed is gebou, child safe en maak jou omgewing Heilige Gees safe. En jy sal verstom wees oor hoe die dinge verander. Verstom bewonderd. Dis wat gaan gebeur. Maar jy moet die wil hê om dit te doen. Ek het al baie vir jou gesê, God het die boer gemaak na sy beeld. En hy het hom al sy talente gegee. Hy het hom alles gegee, sodat die boer kan wen. Maar hy het een ding nie gegee nie. Die wil om te wen. Hy het dit nie gegee nie. Jy moet dit bring. Die wil om te wen. En baie keer kyk ek dan van hierdie latte so, besef ek net, hulle wil nie wen nie. Hulle fucking like het om aan die kak rond te worstel en te spartel en so. Want hy fucking thrive op simpatie. As jy met my kom simpatie soek, is jy nie kak, hoor.
Ek gee nie daai kak uit nie, hoor. Vergeet dit, papa. My vrou het eendag vir my gesê, jy's fucking glad nie goed vir 'n ou se selfbeeld nie, hoor. Sê ek, my fok, moet ek vir jou lieg? Wil jy ek moet vir jou lieg? As jy wil ek moet vir jou lieg, ek kan vir jou lieg, hoor. Is dit wat jy wil hê? Nee. Ek sê nou ja, moet nou nie sê ek is gevaarlik vir 'n ou se selfbeeld nie. Vat die shot. Leer uit dat uit. Maar mense is bang, hy verloor vriende, hy verloor aansien in die gemeenskap, verloor stemme, verloor borge, verloor adverteerders. Hulle is bang om goed te verloor. Fokol beteken. Toe ek daai fucking pothol slat nou 6 weke gelede. Dit was 'n moerslag gehad. Ek het baie gewonder. Eerlikheid. Hoekom het hierdie kak nou met my gebeur? Maar ek het besef, dit is maar net die Satan wat nou kyk of hy my nie kan ontspoor nie, want hulle like nie die goed wat ek doen en sê nie. Hulle like dit nie. Ek net gisteraand het ek 'n fok op Twitter gehad. Iemand het my Twitter-account probeer hack. Het my amper fucking ure en 'n half gevat om die ding reg te kry, om weer my eie account oor my eie beheer te hê. So ek het so 'n kyk, dog ek julle bliksems. In elk geval, jy moet vandag van hierdie flight af net eenvoudig een ding wegvat. Jy is die maker van jou eie kak. Jy, niemand anders is nie. En jy het kak met jou pa oor jou gedrag. Moenie sê dis die partner se gedrag nie. Jy het geen beheer oor die partner se gedrag nie. Jy het net beheer oor jou gedrag. So, sort jou gedrag uit. Sort jou gedrag uit. That's it. Want dit is al wat jy kan doen. En dan, as jy dit uitgesort het, deel van daai uitsort van jou gedrag is don't engage. Jy moet die insig hê en die wysheid om te weet as jy nie moet engage nie. En die Heilige Gees sal jou lei, hoor. As wanneer jy oor vir die fucking Satan uitleen. Dis wanneer hy jou fucking grab en hy sleep jou in hy idle chatter modderpoel moras. Dan is hy fucking happy. Want nou is jou omgewing nie meer Heilige Gees vriendelik nie. Nou voel die Heilige Gees nie welkom daar nie. Onthou dit. Jy moet jou omgewing Heilige Gees vriendelik maak. Niemand anders kan dit doen nie, net jy. Sorg dit uit. Maar as jy nie die guts het om dit te doen nie, sukkel aan op jou eie fok aan, ek gee nie om nie. Ek gee regtig nie om. Party mense like dit om in kak te rol. Nou ja, enjoy dat. Ek rol nie saam met jou nie, hoor. Verder, as jy daar uitklim en daai kak in jou gesmeer en so, moenie na my kom nie, hoor. Want dan gaan jy sien, ek is nie altyd getrou aan don't engage nie, hoor. Maar engage ek jou sommer met 'n pitpan shovel teen die fucking kop, hoor. Dit is wat jy moet verstaan. Jy is die maker van jou eie kak. Niemand anders is nie. Jy. Mense probeer hulle eie kak regverdig deur ander ouens te blameer daarvoor. Ek het al van my praatjies gedoen oor wanneer die kakkie fan slaan en so. Maar ek sê, die eerste ding wat jy doen, is om staan met daai spieël en kyk vir daai bliksem wat vir jou terugkyk. Want ergens het hy 'n fucking decision gemaak wat veroorsaak het dat jy vandag in hierdie kak is waar jy nou is. Hy het iewers 'n besluit geneem, geassosieer met iets of met iemand of wat. Nou is jy in die kak, nou vandag. Maar die ouens wil dit nie so sien nie. Dis baie makliker om iemand anders te blameer. Blameer die dominee, blameer die pastoor, blameer die politikus, blameer vir daar by Nampo. Die boere, ware boere wat daar gestaan het, moes toe daai fokker op hy verhoog klim en sy bek oop. Om so gekyk het, en sê, cheers, weggeloop het. Stap net weg. Stap net weg. Stap. Maar nee, die gatkrypers, die slapgatte, staan en klap hulle fucking handjies. Hy wat julle handjies geklap het, julle verdien al die kak wat in julle kant toe kom. Dink jy ek gaan help as die kak jou tref? Jou moerpa. Ek gaan jou so sit net kyk en sê, okay, ek hoop jy geniet daai ene. Hou verby, ek gaan nie daar nie. Jy was die maker van jou eie kak. So, jy gaan betaal vir dit. Ek gaan nie namens jou kom betaal nie. Ek kom nie vir jou fucking borg staan vir jou shit nie. Sorry pa. Laat ek gou kyk hier na die gesprekke.
Ja, jy is reg Stefanie Conradie. Dis so. Ja, dit is 3PW. Ek wonder ek waarvoor staan dit. Dit nou weer 'n kodewoord is, maar in elk geval. Hy sê, my oorlede pa het altyd vir my gesê, in hierdie lewe, as jy kak het, is dit 99,9% jou eie skuld. Dit is die waarheid. Dis wat ek vir julle vanoggend wil sê. Vat dit van hierdie boodskap, van hierdie flight af. Jy is die maker van jou eie kak. Jy is die maker van jou eie kak. As jy probleme met jou vrou het, en julle is die hele tyd aan mekaar se fucking hare en so. Eerste besluit wat jy moet neem is, wil ek hierdie kak stop? Wil ek hierdie kak stop of like ek hierdie kak? En as jy besluit jy wil die kak stop, dan moet jy verstaan, dit gaan moerse effort van jou. Want jy moet dadelik, as jy daai besluit neem, ek wil hierdie kak stop, moet jy onthou, op vir 'n start, gaan jy alleen fight, om die kak te stop. Sy gaan jou nie help om die kak te stop nie. Want sy stook daai kak met 'n doel. En most probably, as jy die besluit dat jy wil hierdie kak nou stop, en jy doen die basics, dan gaan sy ook ophou. Want dan gaan jou gedrag vir haar sekuriteit gee. Daai sekuriteit vir sy, want ons sê beklei oor daai sekuriteit. Mans is geneig om baie maklik te vergeet hoe afhanklik van sekuriteit is vrouens. Dit vergeet mans baie maklik. En as jy nou regtig 'n vrou wil hê waarmee jy nie kan huishou nie, moet jy haar sekuriteit, jy moet haar sekuriteit seermaak. Dan jy 'n handvol, ou maat. En baie min ouens is opgewasse vir dit hoor. Want een van die eerste belangrike stappe om haar sekuriteit te herstel is don't engage. Maar jou fucking egoetjie, daai dingetjie, hy is so fucking groot en hy is so broos, die bliksemse dingetjie is van eierdoppies gemaak, man. Hy wil mos die laaste sê inkry. Of wil baie vinnig sê, ja, maar ek is nie so sleg soos jy sê ek is nie. Man, as hy nou vir jou so ordentlik sleg gesê, dan sê jy, okay, ek sal kyk of ek dit kan verander. En dis waar jy stop. En dan later kan jy sê, hoor eens vir my, ek dink jy moet my help met hierdie en hierdie hoor, ek sukkel met hierdie en hierdie. Help my met hierdie van my. Ja, hierdie kak wat ek maak, help my met dit. Hoe moet ek dit handle? Maar jy het nie die fucking guts om dit te doen nie. En hy bliksem sy eierdop egoetjie. Staan in die pad. Veer die fokker weg en voer hom vir hoenders. Dit is 'n groot probleem. Jy moet seker maak dat jy verstaan. Jy is die maker van jou eie kak. Jy moet baie seker maak. Jy verstaan daardie basic. Hou op om die skuld by ander ouens te pak. Hou op om te worry oor ander ouens. Worry oor jouself. Hou op om te worry oor baie. En ek sê weer vandag vir julle, en ek is nie gewild omdat ek dit sê nie, jy, as jy 'n geesgevulde boer is, moet jy donders mooi verstaan. Een van jou grootste fucking gevaarzones is bendes hoor. Bly weg van hulle. Bly weg. Ek wil nou nie nuus en politiek praat vanmôre nie, maar ek sien nou Ernst Roots kom nou uit. Nou maak hy fucking sterk voorbereid vir selfbeskikking. Sit ek hom so, nou lees ek sy kak en dink ek by myself, waar kom jy nou uit, fokker? Waar kom jy nou uit? Jy klim op die boerewa. Jy's een van daai donners, waarvan gisterand in die chat gepraat is. Die boer met die wa deur die drif sleep. Maar jy fokker ry op die wa jou wetter. En sodra daai wa deur hy drif is, dan weet ek al uit ondervinding het jy gaan afspring en dan begin jy weer met jou Afrikaner kak. So boere, maak vrede daarmee. Ons grootste vyand, ons gevaarlikste vyand, is die Afrikaners. Ons grootste vyand is die Zioniste. Julle moet dit verstaan. Dit is wat die werklikheid is. In elk geval. Ja, Mok sê, dit maak nie saak wat ander doen nie. Wat saak maak is wat jy doen. 100% in die reg. Tini sê, die toekoms bestaan nie. Ons create dit. Soos ons gaan. Ja. Okay Pieter, daar het hy nou daai kode vir hom verduidelik, Pieter van Wyk. Dankie hoor. Maar ja, as alles dan goed gaan, dan sien ek julle vanaand. En ek sien uit na die vlug vanaand. Ek gaan uitspeel
met 'n video wat nou weer Arman se gatte krap, maar 'n paar manne breed gaan smile. Ek wil vir jou sê boer, jy wat 'n boer is, hier is ons voorsate. Hier is ons voorsate. Moenie laat iemand anders vir jou enige iets anders verduidelik nie. Kyk na hierdie prentjies, kyk na daai mense, kyk na dit en dink. Nou ja, geniet julle dag, geniet julle Sondagmiddagete en moenie vergeet nie, jy is die maker van jou eie kak. Boerieman uit.